Hoofnuus vanaand, die polisie sê hulle het reeds meer as 90 klagtes ontvang sedert foto's van verdagtes in die moord op Olorato Mongale vrygestel is. Die veroordeeldes in die Jocelyn Smith saak gaan appeleer teen hulle skuldigbevindings en lewenslange vonnisse. En 'n klompie varkies speel terapeute vir getraumatiseerde Oekraïners. Goeienaand en welkom by die nuus in Afrikaans. Twee verdagtes wat in verband met die moord op die Johannesburgse student Olorato Mongale gesoek word, Fezile Ngubane en Bongani Mtimkulu, is steeds op vrye voet. Die polisie in KwaZulu-Natal het vroeër bevestig dat 'n derde verdagte, Pilangenkosi Makanya, in die vroeë oggendure in 'n oor en weer skietery met die polisie by 'n woonstelgebou in Amanzimtoti doodgeskiet is. Die lijk van die 30-jarige Mongale, 'n meestersgraadstudent, is verlede Sondag naby Alexandra in Johannesburg gekry. Die polisie het ook 4 ander mense ondervra. Dis in die woonstelgebou waar Makanya na bewering by 'n vriend geskuil het en ook waar hy vanoggend doodgeskiet is. According to the person who's renting the place, he came here to come and rent the vehicle. And apparently he rented the vehicle in the past from the same guy. And he came here to rent the vehicle, but this guy said allegedly didn't give him a car because he had seen his photo on media that he was wanted for something. So he kept him here and he was interrogating, asking him why, what happened. And he said he confessed to him of what he did in Joburg. And then he wanted to commit suicide and he didn't want to hand himself to the police. Makanya het gisteroggend saam met 2 mense in 'n voertuig van die polisie gevlug, maar is deur die polisie agterna gesit. Die ander 2 mense word ook deur die polisie ondervra. We followed that vehicle until we located the car. From there we were able to then trace all the movements of that vehicle, where it dropped off, who was traveling with them. So we do have the suspect driving the vehicle, we have the accomplice that was also with him in the morning. Na die oor en weer skietery tussen Makanya en die polisie is beslag gelê op 28 identiteitsdokumente en 20 selfone van vermeende slagoffers wat beroof is. Makwanasi sê sedert die polisie foto's begin vrystel het, is reeds meer as 90 klagte deur moontlike slagoffers van Makanya by die polisie ingedien. Makanya was op parol vir ontvoering en roof. Die regsverteenwoordigers van die veroordeeldes in die Jocelyn Smith saak berei voor om teen hulle skuldigbevindings en lewensvonnisse te appeleer. Smith se ma Kelly, haar vriend Jacqueline Apollos en Stevino van Ryn is gister in die rondgaande Wes-Kaapse Hooggeregshof in Saldanha aan die Weskus gevonnis. Die 6-jarige Jocelyn het verlede jaar in Februarie van haar huis in die Middelpos informele nedersetting verdwyn. Die skuldigbevinding en vonnisoplegging van Smith, Apollos en van Ryn was geen verrassing vir hulle regsverteenwoordigers nie. Hulle het aangedui dat hulle binne die volgende 2 weke teen die 3 beskuldigdes se vonnisse gaan appeleer. From the 2nd of May, we knew we were going to appeal. Even before the judgment, we knew we were going to appeal. It's just that we were told that the judge is not ready for us to hear only on conviction. We must wait for the sentence and see whether we're going to appeal on sentence. Die vonnisse is 'n bittersoet oorwinning vir Jocelyn se familie. Kelly se ma, Amanda Daniel Smith, het voor die vonnisoplegging haar dogter bestempel as 'n leienaar omdat sy nie die waarheid vertel het oor wat met Jocelyn gebeur het nie. I believed you because you said, your lawyer said, she will speak or he will speak. Sorry, my lord. But now you will speak after I've pleaded with you. But you lied again. How do you sleep? How do you live with yourself? Die voormalige beskuldigde, wat later 'n staatsgetuie geword het, Lorenzo Lombard, het getuig dat Kelly vir haar gesê het Jocelyn is aan 'n sangoma vir R20,000 verkoop. Lombard het ook aan die hof vertel dat die persoon in haar oë en vel belang gestel het. Sy het haarself geïnkrimineer met haar getuienis, maar hoop dat sy 'n ligte vonnis opgelê sal word. There will be a hearing, which will be a separate hearing relating to Ms. Lombard and her legal representative, because I want to hear argument on it.
Die soektog na Jocelyn word beskou as 'n geskiedkundige gebeurtenis in die provinsie. Speurders van al 151 polisiekantore in die provinsie het in 'n stadium na haar gesoek. Die polisie sê hulle het nog nie moed opgegee nie. We are continuing day and night looking for Jocelyn, and we're still appealing to everybody that let's work together to find the missing child and all other missing child out there. Smith het tydens 'n onderhoud met 'n paroolbeampte daarop gesinspeel dat haar dogter vir seksuele uitbuiting verkoop is. Sy het egter tydens die verhoor volgehou dat sy onskuldig is en haar stilswye het al die vrae oor waar Jocelyn is onbeantwoord gelaat. Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Dr. Nobuhle Nkabane, sê openbare teenkanting het daartoe gelei dat sy die aanstelling van voorsitters van die SETA-raad onttrek het. Lede van die parlementêre portefeuljekomitee het onlangs antwoorde geëis oor die aanstelling van onder meer Buyambo Mantashe en ander ANC-kaders as SETA-raadsvoorsitters. Buyambo is die seun van die minister van Minerale en Petroleumbronne, Gwede Mantashe. Nkabane het haarself beskryf as 'n openbare verteenwoordiger wat die publiek se belange op die hart dra. After seeing those trends on social media, I took it upon me as a responsible citizen to say, let me listen, what is the outcry about? Then I could pick up that amongst the issues, in particular from Honorable Khawkhaw, is that the recommended candidates to serve as chairs, they are viewed or perceived to be more political bloated. Nkabane is gevra om voor die komitee te verskyn om haar besluit om die aanstellings te onttrek te verduidelik. Dit volg na 'n vurige vergadering verlede week wat daartoe gelei het dat EFF-LPs uit die vergadering verwyder moes word en die proses tot later uitgestel is. When you are restarting the process, but you are still insisting that there was nothing wrong with the process, there is absolutely no one, no rational person, no ordinary person, not a single person in South Africa that can buy that story. The reason why you configured the list of the panel the way you configured it is so that there is a tailored outcome of these ANC cadres. And you accept accountability that the word race is excluded in the official government gazette, and you will fix it. I will do, Honorable Sir. Like you are taking responsibility. Now, in fact, there's nothing wrong taking responsibility when you say that this panel was very useless. It had created problems for me. Mantashe het homself intussen so uitgelaat oor die saak. Buyambo is having 2 master's degrees and many other qualifications. And the young chap was making a big noise. They said, drop out of the UCT. I take an exception on that. Die nominasieproses vir SETA-raadsvoorsitters is intussen tot die 13de van aanstaande maand heropen. Zelene Merrington, SAK nuus, Parlement. Aanlyn toelatingsaansoeke vir graad 1 en 8 leerlinge in Gauteng sal in Julie open. Die Gautengse LER vir onderwys, Matome Chilwane, sê ouers kan van 24 tot 29 Julie aansoek doen om volgende jaar plek vir hulle kinders in openbare skole te kry. Die woordvoerder van die Gautengse Onderwysdepartement, Steve Mabona, sê sommige skole ontvang 'n oorweldigende hoeveelheid aansoeke terwyl ander vermy word. You find parents who will not want to take their children in a school that is closer to them, saying there are challenges there, probably lack of teaching, or there's drug peddling, or any other, thing that it will be a challenge for them. But we have evidence. If you work together as the parent body, you can change the school around. I mean, there are schools that we assisted parents in Kempton Park. We had to change a school that it had a lot of delinquents, but we had to change the school. So let's work together and not want to flock to one school, because some parents will apply to 5 high-pressure schools. It becomes a challenge for us. Die Universiteit van Kaapstad het 'n sleutelrol gespeel in die ontwikkeling van 'n aksieplan om medikasie weerstandige malaria in Afrika die hoof te bied. Die plan sal vir regerings en gesondheidswerkers in die veld 'n rigtingaanwyser wees
wanneer hulle die soort malaria teekom. Malaria is een van die hoofoorsake van sterftes in kinders onder 5 jaar in Afrika, al is dit voorkombaar en behandelbaar. 'n Navorsingskonsortium is in 2023 gestig onder leiding van kenners by die Universiteit van Kaapstad. Die goedkeuring van die streekgedetailleerde aksieplan in antwoord op teen-malaria medikasieweerstandigheid in Oos-Afrika sal pogings onderskraag om dit te beveg. Kwesbare gemeenskappe sluit in jong kinders, swanger vrouens en ook mense wat migreer. So dit is ook gewoonlik baie arme mense wat nie baie maklik toegang het tot medikasie nie of dit dalk sal skrikkerig wees om hospitaal toe te gaan. So dan versprei hierdie weerstandbiedige malaria. Malaria word versprei deur 'n infeksie wat deur 'n parasiet veroorsaak word na 'n muskietbyt. And if someone doesn't seek health care, it may complicate and damage other vital organs such as the kidneys, the lungs. It may reduce the number of soldiers that are defenders against the diseases, and it may also cause anemia. Kenners sê mense is steeds traag om muskietbeskermingsmaatreëls soos nette en spuitstowwe te gebruik. Dringende ingryping is nodig as malaria opgedoen word. Die doelwit van die aksieplan is om die doeltreffendheid van bestaande malaria-behandeling en medikasie te beskerm. Gevalle van medikasieweerstandige malaria is bevestig in Tansanië. Medikasieweerstandige malaria is nie tans 'n bron van kommer in Suid-Afrika nie. Mariska Botha, SAK nuus, Kaapstad. Oud-president Thabo Mbeki het die ANC en struggle-veteraan Gertrude Shope as een van die ANC se ikone beskryf wat gehelp het om Suid-Afrika te herbou. Shope is verlede donderdag oorlede. Sy was 99 jaar oud. Sy word môre in die Wespark begrafplaas in Johannesburg tydens 'n spesiale begrafnis te ruste gelê. Die Amerikaanse president Donald Trump se tariefverhogings is weer tydelik ingestel. Die internasionale handelshof wat vroeër die week die inwerkingstelling van die tariefverhogings verbied het, het die besluit tydelik opgeskort. Die hof oorweeg intussen 'n appelaansoek van die Withuis op die uitspraak. In sy uitspraak het die hof gelas die Withuis moet binne 10 dae sy hoër tariewe op ingevoerde goedere laat vaar. Die Trump-regering het gedreig om die federale appelhof te nader as die handelshof nie sy appelaansoek toestaan nie en volhou dat die president sy magte om die tariefverhogings in te stel oorskry het. Die VN het 'n 60-dae wapenstilstandplan vir Gaza voorgestel, waar volgens Israel broodnodige noodlenigingshulp in die gebied moet toelaat. Die plan stel ook die vrylating van 28 Israeliese gijslaers, lewend of dood, in die eerste week voor. Dit is in ruil vir die vrylating van 1236 Palestynse gevangenes en die oorskot van 180 Palestynë. Die Withuis het gister gesê Israel het ingestem tot die Amerikaanse skietstilstand voorstel. Israel sal die hulp wat deur die VN en ander organisasies gelewer word, toelaat sodra Hamas instem tot die wapenstilstandplan. Volgens die VN is Gaza die hongerste streek op aarde. Kenners sê 2 miljoen mense van Gaza loop die gevaar van hongersnood. Baie Europese lande wat gewoonlik huiwerig is om Israel te kritiseer, oefen al hoe meer druk op hom uit om sy aanvalle te staak en kos en ander noodsaaklike middele die land binne te laat. Hamas sê hy hersien die plan en sal binnekort daarop reageer. Die Amerikaanse plan stel voor dat Hamas die laaste 30 van die 58 oorblywende Israeliese gijslaers vrylaat sodra permanente wapenstilstand in plek is. Israel sal alle militêre operasies in Gaza staak sodra die wapenstilstand in werking tree en dan sy weermag in fases herontplooi. Diep verskille het vorige pogings om die wapenstilstand te herstel vernietig.
Meer as 58.000 mense is reeds in Gaza dood sedert die oorlog in Oktober 2023 begin het, nadat Hamas Israel binnegeval het. Net hierna voorkeurbeurs vir nuwe kragvoorsieningsprojekte word aangekondig. Bly by ons. Die minister van elektrisiteit, Dr. Gosienso Ramokgopa, het die voorkeurbeurs vir 5 battery-bergings-kragverkrygingsprojekte onder beheervenster 3 aangekondig. Die onafhanklike energieverskaffers, Mulilo en Scatec, is as die voorkeurbeurs aangewys om die laaste deel van die projekte teen 'n koste van R9,5 miljard te ontwikkel. Dit sal in die Vrystaat opgerig word. Ramokgopa sê die elektrisiteitskoopkontrak is vir 'n tydperk van 15 jaar in pas met wêreldstandaarde. Ramokgopa sê die fase sal 'n bykomende 616 megawatt elektrisiteit tot die nasionale kragnetwerk bydra. Sowat 800 werksgeleenthede sal deur die projek geskep word. 5 persele is reeds in die Vrystaat vir die konstruksiefase geïdentifiseer. We're happy to announce that Mulilo, which is a domestic outfit, has been identified as a preferred bidder. Die batterybergingsfasiliteite sal met lithium-ion batterytegnologie werk. Ramokgopa sê die inisiatief sal die ekonomie 'n hupstoot gee en die koste van elektrisiteit op die medium tot langtermyn verminder. With the maturity of this program, investments that are made by technology developers, you are going to find that these solutions are going to be cheaper and cheaper, and the result is that households are not going to be overburdened with runaway tariff increases. Industry will be able to buy electricity that is cheaper, and they are able to lend their goods more competitively, well priced, and they are able to have a greater share of the market domestically and internationally, and this is how we are going to grow the South African economy. Die minister sê konstruksie sal in Januarie 2028 begin. Die Reserwebank se private sektor kredietsyfers vir April toon 'n effense toename. Dit het van 3,45% in Maart tot 3,6% gestyg. Dit is 'n hoogtepunt die afgelope 8 maande. Die Reserwebank het gister die rentekoers met 25 basispunte verlaag tot 7,25%. Volgens kenners is dit te danke aan 'n groter vertroue in die ekonomie wat Suid-Afrikaners aanspoor om geld te leen. Private credit extension numbers came out for the month of April, coming up higher than the previous month at 3.6 versus 3.45. This is the highest number since September of last year, and this is an indication of more borrowings taking place in the economy, and I think it is on the back of a better confidence. En nou vir 'n kykie na die markaanwysers. Die Proteas is op pad om die Aussies op Lords die stryd aan te sê. Dit en nog meer net hierna. En ten slotte in die hartjie van Kiev in Oekraïne, te midde van die voortdurende aanvalsreënes, geweerskote en ontploffings, is daar 'n klein heiligdom van vreugde en kalmte. 'n Eie soortige kafee waar beangste inwoners van die hoofstad vertroosting vind in die geselskap van 'n troppie vrolike varkies. Dis 'n baken van hoop in onstuimige tye en is geskep deur 'n Oekraïense paartjie wat na hulle vaderland teruggekeer het nadat hulle as vlugtelinge in Frankryk gewoon het. Die terapeutiese teenwoordigheid van diere het Denise Davidenko en sy vrou Julia geïnspireer om 'n varkiekafee in Oekraïne oop te maak. Hier kan inwoners tyd saam met Peppe, Dio, Batman, Gucci, Chanel, Bombambini, Parosini en Ray deurbring, terwyl hulle vir 'n oomblik van die oorlog vergeet.
Al is hulle so klein, beskik die 7 otterjasies oor die vermoë om 'n reuse hoeveelheid vertroosting aan almal wat hulle teekom te bring. Hulle kostelike kaperjolle bied 'n oomblik van ontsnapping en ware emosionele verligting. Elke krulstertjie het 'n paspoort om na die buiteland te kan reis, sou die veiligheidssituasie vererger. Maar vereers is al die varkies op hok om 'n skerfie geluk aan die veerkragtige Oekraïners te bied, in 'n plek waar hoop en geluk ten spyte van alle uitdagings floreer. Diere maak als beter. Dis vir ons haltroep. Ons is môre aand weer terug, wel om 6:15 op SABC2. Totsiens.